Welcome to the coolest classroom on YouTube. I'm so excited to have you join our wonderful community of learners. Teaching with Kindness is here to support you and make your online journey much easier and more enjoyable. Whether you are a teacher looking for inspiration or a student seeking a helping hand, you've found the right place. We believe that learning should be a stylish and stress-free adventure for everyone involved. In this classroom, we focus on patience, encouragement, and the simple joy of discovering something new every single day. From digital tips to educational support, we are tackling the world of online learning with a retro flair and a heart full of kindness. So grab your notebook and let's get started. Welcome to Teaching with Kindness. Your journey to success begins right here. Het jou ooit gewonder hoe dit regtig was? Lank terug? Nie net wat in 'n boek staan nie, maar hoe mense gevoel het, wat hulle gesien het, wat hulle beleef het. Een koue middag, terwyl die wind stadig teen die venster tik en alles buite stil en grys lyk, loop ek stadig, baie stadig in my ouma se ou kamer in. Die kamer is stil, amper te stil, en dit ruik na stof en ou herinneringe. Dis soos 'n plek wat baie stories wegsteek. En toe sien ek dit, heel agter onder die bed, 'n klein ou houtkus. Ek wonder hoekom het niemand dit nog ooit oopgemaak nie. My hart begin vinniger klop, maar ek buig af en trek dit stadig nader. Die kus gaan oop. Binne lê daar nie net goed nie. Dit voel anders, soos iets belangriks. Ek sien 'n ou foto met mense wat glimlag, maar ek ken hulle nie. Ek hou die foto vas en vir 'n oomblik voel dit asof ek hulle wêreld sien. Wie was hulle? Wat het hulle gedoen? Was hulle gelukkig? Dan sien ek dit. 'n Ou dagboek. Die bladsye geel, die ink effens vervaag. Ek maak dit stadig oop. Ek begin lees. Vandag was ek bang, maar ek was ook dapper. En skielik voel dit nie meer soos net woorde nie. Dit voel soos 'n regte persoon, met regte gevoelens. En toe tref dit my. Hierdie is nie net ou goed nie. Hierdie is primêre bronne. Dit is dinge wat mense self geskryf het, self gebruik het, self beleef het. Nie net stories wat verander is nie, maar die ware waarheid van die verlede. Vir die eerste keer voel geskiedenis nie ver nie. Dit voel naby. Dit voel lewendig. En toe wonder ek, hoeveel stories lê nog weg in bokse, in huise, net soos hierdie een. Miskien het jy ook iets, sonder dat jy dit eers geweet het. 'n Ou foto, 'n brief, 'n voorwerp. Want elke primêre bron het 'n storie, het 'n gevoel, het 'n stem.
Jy moet net luister. En dit is hoe ons die verlede regtig verstaan. As jy hierdie storie geniet het, en jy wil nog sulke ontdekkings maak, like en subscribe, en kom ontdek saam die stories van die verlede.